Shalom. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. Dink die afgelope tyd aan, dis 'n titel van Milan Kundera se boek en die rolprent wat daarop gebaseer is, The Unbearable Lightness of Being. En dit kan vir ons miskien 'n hele paar goed beteken. Dit kan beteken dat dit dui op die spanning tussen ons behoefte om gravitas te hê, maar om ons lewens as te lig bevind te ervaar. Dalk selfs ons lewens as gering, niks beduidend, nie goed genoeg te ervaar. Of dit kan dalk dui op die stryd om gedurig betekenis te vind in vervlietende momente, om die mooi in die lewe te balanseer met dit wat vir ons moeilik en swaar is. En dalk ook die hele gedagte van om te laat gaan. So kom ons sit vandag in mekaar se stilte en ons gaan so 'n bietjie stil raak rondom die gedagte van the unbearable lightness of being. Dalk wil ons te groot sien, dalk wil ons die groot vyf sien, en sien ons nie die akkedis raak, die meerkat, die klein LBJ'tjie langs die pad nie. Miskien was dit ook in Elifas se woorde aan Job, so ietsie hiervan te sê, is dit te gering vir jou, God se vertroostinge, 'n sagte woord aan jou. Miskien verwag ons ook van God groot openbaringe, 'n sterk stem, harde woorde. Miskien hoor ons ook nie in God se sagte stem die vertroostinge nie. Miskien gaan dit ons verby. Kom ons sit vandag 'n bietjie daar rondom stil. Soos gewoonlik begin ons deur net eers bewus te word van ons hier wees. Sit net 'n oomblik en raak bewus van waar jy nou is. Kyk rondom jou na die vertrek wat jy raak sien. Jou fisiese teenwoordigheid ook daar. Kyk na die mure. Luister na geluide rondom jou. Selfs al is dit verkeersgeraas. En moet dit nie probeer teëstaan nie. That which you resist will persist. As daar swaar geluide, harde geluide, geraas in jou omgewing is, luister daarna en aanvaar dit, nooi dit in om deel te word van jou teenwoordigheid, van daardie prentjie van hier wees, waarin jy jou bevind. Kom ons raak ook bewus van ons asemhaling. Asemhaling is eintlik genade. Asemhaling is ook nie iets wat ons maar net as vanselfsprekend mag aanvaar nie. Raak daarom bewus van die inasem, die uitasem, die ritme daarvan. Rus daarin. Besef ook dat dit jou deelname aan lewe is. Asem in en maak oop vir lewe. Asem uit en laat gaan. Miskien is asem een van daardie geringe gawes wat ons moet raak sien, moet erkenning gee. Miskien is dit deel van die lightness
veral as ons uitasem, ervaar daardie ligwording, die lightness of being, ook in jou uitasem bevestig. Alweer lekker diep asem. As jy uitasem, laat gaan alles wat vir jou swaar is. Alles wat jou wil terughou. Alles wat jou nie meer dien nie. En as jy diep inasem, maak dit deelname aan genade. Uitasem, leegmaak, lightness, ligwording. En gee erkenning vandag daaraan, aan die wonder van ligtheid. Verbeel jou ook nou, jy kan diep inasem tot in jou voete. En as jy so diep inasem, mag jy selfs ervaar dat jou voete warm word. Verbeel jou, jy sien wortels wat van jou voete afstrek en jou begrond. Jou wortel in die genade van God. En laat dit ook vandag vir jou 'n klein genade, 'n groot genade wees. Ligtheid, maar grootsheid. Asem weer diep in jou voete, gewortel in die lewe, gewortel in die liefde van God. As jy uitasem, ervaar die ligtheid van menswees. Ek lees weer vir ons Job 15 vers 11. En daarmee wil ek jou uitnooi, kom ons sit dan nou ook in mekaar se stilte vandag. En ons laat hierdie skrifgedeelte by ons rus. En laat toe dat God daarmee ook vir jou vandag 'n sagte woord bring. Job 15 vers 11. Is dit te gering vir jou, God se vertroostinge, 'n sagte woord aan jou? Kom ons sit vir 'n paar minute net so in mekaar se stilte, in genade, in ligtheid.
weer diep asem. Laat toe dat die ligheid van menswees in genade vir jou werklikheid word. Wees verwonderd daaroor. Terwyl jy nou net weer diep asemhaal, gaan net deur jou lyf en voel wat jy nou ervaar. Miskien is daar 'n ligheid. Gee erkenning daaraan. Neem dit saam met jou deur hierdie dag. Shalom.